Baie warm reptiele, hongerbokkies en oulike roofdiere is aan die orde van die dag in vanaand se veldfokus. Ons skop af met bewyse dat dinamiet in klein pakkies voorkom. Dou van Sail het hierdie foto's van 'n ratel wat 'n jong bosbokkie in Magubas Kloof vang ingesteer. Hulle het hierdie gebeurtenis gade geslaan terwyl hulle heerlik op die stoep gesit en koffie drink het. Eers het hulle die ratel in hulle rigting in die stroom sien hardloop en toe verdwyn het agter 'n rots. En toe, oomblikke later, hoor hulle die geskree van die klein bosbokkie. Sy, die arme ou dingetjie het hard probeer om die ratel af te skud, maar dit was glad nie opgewas teen die bonkige en kragtige roofdier nie. Dou sê ook dat dit gelyk asof die bosbokkie beseer was voor sy onderrondsie met die ratel. Nou, ratels is bekend daarvoor dat hulle giftige slange, 3 meter lange luislange, klein krokodilletjies, wilde katte en jakkalse vang vir aandete. So hierdie bokkie het nie 'n kat se kans gehad nie. En daar's ook 'n rede hoekom ratels bekend is as die mees onverskrokke diere in die bosveld. Hulle kan klein leeuetjies laat les opsê en is ook bekend daarvoor om groter diere wat hulle bedreig aan die liefste te gryp. Pierre Hugo het beeldmateriaal ingestuur van 'n baie hongerige grysduiker. Nou, grysduikers het 'n reputasie daarvoor dat hulle soms nogal heel ongewone kosse eet. So, toe Pierre 'n paar jaar gelede die tarantaalkos uitgeset het, was hy glad nie verbaas toe die duiker dit eet nie. Op 'n stadium probeer die tarantaal die duiker verjaag. Toe word dit duidelik waarom. Die duiker verander skielik sy dieet van voëlkos na die voëls self. Dit gryp 'n kleintjie en vreet die hele voël, vere, potte en alles sommer lewendig op. Nou, blykbaar gebeur dit elke jaar wanneer die kleintjies uitbroei. Hele kleintjies gaan sommer in een vinnige sluk af, terwyl die groter is wat nie betyds kan wegvlieg nie, in stukkies gevreet word. Grysduikers het 'n uiteenlopende dieet en sal bykans enigiets van blare en vrugte, klein reptiele, mopani, wurms, voëls en selfs aas vreet. In hierdie geval lyk dit of hulle doelbewus die kuikens uitsoek om te eet. Dit is nie duidelik waarom hulle dit doen nie. Dalk net 'n bietjie ekstra proteïen. Pragtige beeldmateriaal, Pierre. Nou van een familie na die volgende. Kevin McDonald het hierdie foto's van 'n rooi jakkalsfamilie ingestuur. Hulle was gelukkig genoeg om naby die jakkalse se leeplek in die Kruger Wildtuin te kon kampeer. Kevin sê hulle het dit geniet om die kleintjies met mekaar te sien speel en slaap. Een aand het hulle ook nog 'n trop jakkalse gesien wat hierdie familie besoek het. En die kleintjies was glad nie gepla deur hulle teenwoordigheid nie. Jakkalse leef in familiegroepe. Een mannetjie en een wyfie sal vir 'n leeftyd lank met mekaar paar en hulle sal altyd hulle terrein verdedig. Die familiegroep sal gewoonlik die kleintjies van die vorige jaar ook insluit. En hulle sal help omsien na die nuwe werpsel. So in hierdie geval is die nuwelinge heel moontlik die kleintjies van die vorige jaar wat teruggekeer het nadat hulle hul terrein gaan verdedig het of gaan kos soek het. 'n Heel vreemde familie sal nie hier welkom wees nie. Ons laaste inskrywing vir vanaand is ingestuur deur Elby Olivier. Haar man het in Tanzanië gewerk en om te wys hoe 'n warm dag dit was daar, het hy hierdie foto's gestuur van 'n flapnek verkleermannetjie wat baie versigtig op die vuurwarm grond trap. Om die waarheid te sê, dis so warm dat hy eintlik op sy toenails trap en nie op sy pote nie. Kyk daar. Dis natuurlik waar die naam trapsiekies vandaan kom. Hierdie verkleermannetjie kom in Suid-Afrika, maar ook so ver noord as Tanzanië voor. Verkleermannetjies gebruik hulle kloue en opponeerbare tone om aan takke vas te hou, maar wanneer hy van een boom na 'n ander moet beweeg, geskied dit ietwat ongemaklik op die plat grond.
Maar hierdie ouetjie is egter piekfyn. Nou, hulle toon gewoonlik stres as gevolg van hitte deur donkerder te verkleur, maar hierdie een is helder groen en baie gelukkig. Dankie vir die mooi foto's, Albie. Please keep sending in your entries to info@5050.co.za or to File Focus, PO Box 417, Lyndhurst 2106.